vandag is dit al ons kan vra. Heer, wees ons genadig. Laat U wil geskied. Amen. Gemeente, ons lees vanoggend saam met Psalm 63 uit. Psalm 63, en die Nuwe Wilblaai van vers 2 af lees. En die Nuwe Wilblaai, ag nee, 2020 vertaling op die bord het, maar die nie enige van dit en wil volgens die wel moet stem nog redelijk doorheen. Ons lees vanoggend uit Psalm 63 uit. God, U is my God. Na U soek ek. My siel dors na U. My liggaam smag na U in 'n droë, uitgeputte land sonder water. So het ek uitgesien na U in die heiligdom, om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar, want U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem, so sal ek U prys in my lewe, in U naam sal ek my hande ophef, asof van binne vet en die vetste dele word ek versadig, en met jubelende lippe bring my mond lof, as ek aan U op my slaapplek, as ek in die nag wake oor U prevel, want U was vir my tot hulp, en in die skadu van die vlerke jubel ek. My diepste wese is aan U verknoeg, U regterhand ondersteun my. Net tot daar, ons teks van vanoggend. Gemeente, dit is die woord van die Here. Geseënd is elkeen wat dit hoor, dit oordink en dit ook toepas in sy ervaring. Nou hierdie week het my bietjie gevang, hierdie week het my bietjie uitgedroog, as ek dit so kan stel. Ek weet nie of jy self so tydperk ken of beleef en of self miskien hierdie week so beleef het nie, maar dit het my bietjie uitgedroog van bloot alles wat mens doen dreineer mens. Mense dreineer mens. Soms lees mens net die goed en hoe mense reageer, mense sê, ag, los my uit. Want mense net bietjie is soos, ek het nie nou energie hiervoor. Alles naderhand dreineer mens. Want soms val die slaan net en mense het soveel goed in mense se gedagtes dat mense nie eintlik gefokus op een ding kry nie. Maar alles is terselfdertyd belangrik en raak 'n krisis soms. En soms word net so bietjie soos 'n spons bietjie uitgebring net om te kyk of daar nog bietjie water kan uitkom, nog 'n bietjie ietsie kan uitkom of daai tandepasta wysie wat ons so een laaste keer probeer drink. Jy net vir nog een keer voordat ek hom weggooi, want hy lê nog 'n week daar, maar ek weet ek moet hom eintlik weggooi. Jy weet, ek wil net kyk of daar nog so klein bietjie daar binne is, ekstra is wat ek kan uitpers uit hierdie ding uit. So die week was rof. En dit was wanneer ek sekere in my lewe beleef, dan om een of ander rede vind ek myself gereeld by hierdie psalm. Want toe ek jonger was, ek was nog altyd lief vir die psalms, want ek lief is vir digtings. Ek is lief vir mooi mooi woordetaal en woordskat gebruik. En so ek was nog altyd lief vir die psalms, maar ek dink as mens jonger is, wil jy nie mooi is lees. Jy weet, psalm 1, weet ek wil nie in die kring van die spotters sit. Psalm 23, die Here is my herder. Psalm 16, Psalm 62. Die Here is my rots en my vesting. Hierdie psalms wat ons so goed ken, Psalm 119, wat mens nie gaan opsê nie, is te lank. En so gaan ons aan, en ons het al die pragtige psalms met hierdie beeldskone taal, en tog soos wat mens bietjie ouer word en groot word, en die lewe soms slaap begin uitdeel, dan besef mens, hoorie, maar daar is nie net mooi tekste in die psalms nie. Daar is ook ons klaagpsalms. Wat nog te sê van prediker, klaagliedere, jy weet wat ons help in Job se storie, en al ons ander tekste wat ons kan gaan, wanneer ons self in moeilike tye sit, en so, maar telkens kry ek myself terugkom na hierdie spesifieke psalm toe, daar moet ek liefst 62 gaan en nou net gaan lees 63 toe. Maar die psalm is nog of my mooi, die taal en die beeld daarin is, want daar is my so ietsie van 'n mooi kontras daaraan, van wat ek graag sou wou doen, en wat ek persoonlik so sukkel om te doen, van hierdie taal, en soms is dit so gereeld een element, wat my kan dit voel dat mense al tekort skiet as ek dit wil vergelyk daarmee, as ek wil sien hoe my week was teenoor hoe Dawid hier in 'n grot lê, en in die nag wake prevel, en lof van die Here bring. Want die krag van hierdie stelling vir my, kom altyd terug na my toe, ek dors na die God.
My siel dors na U, my liggaam dors na U, my lippe sal U roem. En in die skadu van die vlerke jubelik. Nou, in weke soos hierdie, vind ek dit moeilik om soms daai vreugde te vind. Selfs teenoor God, of selfs in God, wanneer al wat ons net konstant hoor, is seer en swaar kry, en moeilikheid en krisis, op krisis. Dan is jubel soms bietjie buite my bereik. Dan is dit soms bietjie ver. En die sagte preeling van Amen is miskien die naaste wat ek kan kom aan dit. Maar ek weet gelukkig dit is ook genoeg. En ek weet dat die Here ook by ons is in hierdie tyd. En met sulke aksies, want soos ek weer die psalm hierdie week gelees het, onthou ek, dit is een van die psalms wat ons toeskryf aan Dawid, 'n egte Dawids psalm. Een wat ons toeskryf aan hom. En dit is die geskrewe woorde van Dawid, juis toe alles wat hy opgebou het oor soveel jare plat geval het. Na al sy skandes en die herstel daarna, na alles, waar hy uit sy eie paleis uit verjaag is en nagevolg word deur sy eie seun Absalom wat hom wil doodmaak. Waar hy moes vlug vir sy lewe. Weg van sy status af, weg van sy rykdom af, weg van alles wat hy geken het, weg van al sy kennisse af. En nie bly hy alleen in 'n grot en hy kruip weg. En hy het nie meer 'n ander opsie nie. Daar's geen iets meer oor nie. En tog skryf hy die psalm in die vlerke jubelik, of in die skadu van die vlerke jubelik. En ek vereenselwig my tot 'n mate daarmee, maar daai gedagte dat juis wanneer daar nie veel anders oorbly, want soms wanneer ons so 'n oomblik het, dan probeer ons eers altyd uitweg self probeer. En ons probeer paadjies uit en planne beraam en wat kan ek doen en hoe kan ek meer doen en hoe kan ek dit anders doen of wat kon ek meer gedoen het? En aan die einde van die dag, soms is die draai na God toe al wat binne ons beheer is. Soms is al wat ons kan doen is die draai na God toe met 'n wens vir uitkoms, 'n wens vir vergifnis, 'n wens vir genade, 'n wens vir iets anders as wat is. En soms is dit al wat oorbly. Net daai wens dat al miskien selfs vergelding kan kom teen dies wat ons seer gemaak het. Maar nog te meer glo ek dat daar genade moet wees, of daar al ten minste regverdigheid kan wees. Hierdie wens wat ons so baie keer in ons harte saamdra en hierdie soeke na 'n uitkoms dryf mense soms na desperasie toe. Desperaatheid toe. Veral as die uitkoms nie gou kom na ons nie. En dit is moeilik om te wag. Die onsekerheid vreet mense op soms. Maar hierdie desperasie is 'n ding wat ons so gereeld sien in ons samelewing vandag. Hierdie desperasie eintlik wat lei tot optredes wat ongelukkig meer skade bring as goed, elke keer. Wat skade bring. Want juist, wanneer mense in desperate situasies is, doen al dikwels dinge wat hulle nooit anders sou gedoen het nie. Iets wat 100% soms buite hul menswees val, wat buite hul normaliteit val, wat buite hul persoonlikhede val, dan is daar hierdie optredes en te dikwels is daai aksies ongelukkig wanneer dit dan uitkom, skadelike aksies. Eerder as iets wat miskien hoop sou kon bring, of hulle lewens sou kon verander. En so dikwels maak desperate mense anders seer omdat hulle self sit met seer. So dikwels sien ons hierdie week weer dat stemme stil gemaak word omdat daar stemme is wat anders is. Mense maak dom besluite. Soms om te probeer om uitkomste te forceer wat ek ongehad het, wat ek wou gehad het. En so ons probeer dit soms forceer. So ons sien dit daagliks. En al wat ek kan vra wanneer ek weer al die dinge sien is, waar vind ons genade in al die reaksies? Waar vind ons genade vir mekaar in al die goeders? Want ek lees weer vers 6 en vers 7, wat sê, met jubelende lippe bring my met lof, en as ek aan die dink op my slaapplek, as ek in die nag wag oor die preewolling, kom dit na jubel toe. Ek sit al heel week met die vraag in my kop, waar is daar spasie vir grasie, so ek het verwoord het in die stuk wat ek geskryf het. En waar in Engels sal dit wees space for grace. Waar is daar in ons lewens en in ons wêreld spasie vir grasie? Ruimte om genade te bewys, om net die menslikheid vir mekaar te erken en
net na mekaar toe te draai, eerder as weg van mekaar af. Die ruimte om genade te bewys aan mense, met die wete van sola gratia. Dat ek het ook nodig het, dat het deur genade alleen is, wat ek enigstens nog nie staan, dat het deur genade alleen is, wat ek ook kan sê, ek is gered. Waar is daar ruimte vir my om daai genade te kan deel met ander? Ek sê altyd, dit was, omdat ek ook by die bestuur by die skool is dat dit wel situasies waar daar miskien bietjie probleme tussen onderwysers in 'n klas is. Baie keer word ek nou as die dominee nou ingeroep om bietjie te gaan praat daar met die kinders en so, en dat is altyd die gesprek oor genade. Want baie mense wil genade hê, maar ons sukkel om dit te gee. En ek sê altyd vir hulle, maar genade is 'n tweede gunstraat. Jy kan dit nie net vir hê, jy moet dit aan 'n kant ook kan stuur. Jy moet dit kan uitdeel as jy dit wil kan ontvang. En dit lyk my soms, selfs ons volwassenes mis dit. Ons verwag dit soms van kinders, maar ons volwassenes mis dit soms. Ons genade vir mekaar het opgedroog. En dan vind ek dit nie verbasend dat ons al meer desperaatsheid sien nie. En soms sien ons in die wêreld dat ons mekaar al minder die lewende water van God al minder vind. Die genade van God gaan, terwyl ons selfs ons verdrink daarin. En ek sien dit, en aan die begin het dit my altyd hartseer gemaak, want dis eintlik ek dink ietsie wat ons mis om die volheid van die lewe wat ek dink die Here vir ons wil hê te mis. Is 'n genadevolle lewe, waar ons mekaar iewers in die middel ontmoet en ons gaan sê dis morsig en dis soms lelik, maar ons is saam nie met mekaar en ons doen nie dit. Maar deesdae dit so dat tyd aangaan, raak my minder hartseer en meer kwaad. Ook net bietjie soms mense wil sê, kom oor jouself. Ek dit is nie altyd 'n mooi ding om te sê nie, maar waar mense baie keer net voel, deel met mekaar direkte. Hou ekstra skade maak, daar waar jy kon jou maak. Hou lelik wees, as 'n sagte woord, herstel kon gebring het. Maar ek verstaan soms, as ons desperaat, ons is ons vasgevang in ons eie denke. Maar ons vergeet soms om iemand anders op te bou, breek ons nie af. So daarom lees ek weer Dawid se woorde, en ek kom by die vers 6, en sê, met jubelende lippe bring my mond lof. En ek vra, hoe praat ons met mekaar? As ek kan nie dink op my slaapplek, as ek kan nie nagwag oor die preek. En wanneer ek Dawid se storie lees, dan sien ek ietsie wat hierso met hom plaasvind, na sy hoogmoed eintlik en sy aksies op wat hom gebring het tot op hierdie punt. En hierin sien ek ietsie van 'n fokusverskywing in hierdie tydperk in sy lewe. Dawid wat God in die nag lê en oordink en loof en prys, selfs te midde van 'n baie angstige en 'n baie moeilike situasie. En eerder as wat vaskyk en wat foute is en al die probleme en my eie seun jaag my, is hy besig om die Here te loof en te prys. En ons sien hier dieselfde gebeurtenis later weer in die Nuwe Testament, met Paulus en met Silas in die tronk. Waar hulle toegesluit is in die tronk, op 'n moeilike situasie, of nie lekker nie, maar wat doen hulle? Hulle sing. Hulle loof en hulle prys. Hulle kyk verby die ongelukkige situasie en hulle verskuif hulle fokus toe na God toe. En deur dit te doen, moes die angs en die bekommernis uitskuif. En hulle was gevul met die vrede van God. En hulle was gevul met die genade van God. In Dawid se storie sien ons soos Dawid al meer op God gefokus het, so dat hy al meer gesmag na God toe. En dis hoe ons mense is, ons smag na wat ons fokus op. Dit wat ons op fokus en ons fokus sit en so. So, miskien kan dit ons help om ruimte te skep vir genade, deur dit 'n aktiewe fokus in ons op te maak hierdie week byvoorbeeld. Want ons fokus bepaal waarna ons gaan smag in ons lewens. Ons dors na dit wat ons heeltyd fokus. En kry mense wat fokus, wat so dors na die negatiewe, dis altyd hulle kan sien. Sal wat ons lewendig laat vir ons die volgende storie kan oordra. Of ons ken mense wat dors na betekenis en hulle vind dit op allerlei ander plekke. Ons sien mense wat fokus op net die volgende dag, want dis ons al wat hulle kan doen. Ek vra vandag,
hoe dikwels dors ons na ons genade. Hoe sterk fokus is dit in ons lewens. Nagenoeg vir die Here dankie te sê dat ons genade ontvang, maar ook om dit uit te deel. So aktief fokus ons op hoe dit kan lyk in ons verhoudings. Daar waar iemand iets gedoen het om ons kwaad te maak, waar ons miskien vandag met 'n sagter woord kan reageer, eerder as 'n harder een. In ons werke, daar waar dit so maklik is om kwaad te raak vir mense, waar kan ons herstel? Waar kan ons genade vir mense wys? En so ook ons eie harte. Want soms kort ons bietjie van ons eie genade ook. Waar kan ons miskien ook bietjie meer genadig met onsself wees en ook nie altyd so hard wees op onsself nie. Dan die einde van die dag is ons ook mens wat ook foute maak. En ja, ons het standaarde. En ja, ons almal weet as ons aangejaag in die dag. Maar dat ons ook kan weet en nooit kan vergeet dat daar vergifnis is, dat daar vryspraak is, dat daar genade is nie. Want ja, soms moet daar nagevolge wees, ons almal weet nie, as mens keuses maak. Maar selfs hoe dit oorgedra word, kan ook elemente van genade in hê. Selfs hoe mense reël toepas of wet toepas of so, kan ook met genade gedoen word. En dit beteken nie mense moet skoldvry af nie. Maar dit beteken mense behou mense waardigheid soms, te midde van 'n moeilike situasie. In Kolossense 3 vra vir ons om ons gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is. Nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want as ons fokus op dit wat hierdie week wat ons weer gesien het, dan fokus ons natuurlik net op al die seer en die deurmekaarheid en die onmin en die verdeeldheid, die moord en die doodslag. En daarom het die bokke gewen, maar dis net al positief. Wat hierdie week gebeur het. Want dinge gaan soms bietjie op. Maar so ook binne in ons. Want soms is die storms daar buite nog kleiner as die storms wat binne in ons aangaan. Die onstuimigheid en onsekerheid waarmee ons in ons eie lewens sit. So word ons gevra om ons gedagtes te rig op die dinge daarbo. Laat ons gedagtes en alles wat daarop volg, ons taal, ons woorde, ons aksies, ons houdings rig op dit wat goddelik is. Dat daardeur die vrug van die Gees al duideliker in ons lewens mag word. Ek lees hierdie aanhaling raak gister, en die moes ek dit ook net insit, dat sê, grace must find expression in life, otherwise it is not grace. Wat Karl Barth geskryf het, en die nie weet wie Karl Barth is nie, en ek dink sy konteks verleer nog 'n bietjie ekstra krag ook aan hierdie woorde van hom. Hy is een van die grootste teoloë van die laaste eeu gewees, 'n Duitse teoloog, deur die Tweede Wêreldoorlog, wat teen sy landgenote en natuurlik teen die Pieterse party en so opgestaan het, en ongelooflike dinge geskryf het. Een van die grootste skrywers in die geskiedenis van die kerk. En waarby teruggekom het, grace must find expression in life, otherwise it is not grace. En dit geld ook vir ons, hierdie genade wat ons so moldelik ontvang, moet toch uitdrukking vind iewers in ons lewens. Iewers moet dit oorvloei na hoe ons leef, na hoe ons reageer op mense, na hoe ons reageer op moeilike situasies, met 'n sagter hand eerder as 'n harde een. Met 'n hand wat uitsteek eerder as 'n vuisgeval. Iewers vra dit van ons ook om te dink oor hoe lyk dit in ons lewens. En dit beteken nie dat ons dit vergeet of dat ons dit misbruik nie. Want dit gebeur ook en ons weet dit. Want aan die einde van die dag ons sal besef wat 'n geskenk dit is wat ons het en ook wat 'n geskenk dit is wat ons kan gee vir ander. Want wat doen ons die oomblik as ons genade kan gee vir iemand waar hulle dit nie verwag het nie? En ja, ek weet, baie mense sê, mense gaan dit misbruik. Mense doen. Ek voel persoonlik is op hulle is, nie dan my. Maar wat doen ons die oomblik as ons genade gee vir iemand? Ons skep 'n oomblik waar daar 'n moontlikheid is
En ek weet ek het dit al gepreek op in die verlede, want wat anderster is hoop as die moontlikheid vir iets niets. Die moontlikheid vir vernuwing. Die moontlikheid vir 'n keuse wat op ander kant kan gaan. Die moontlikheid vir 'n nuwe pad wat oopgebreek word, vir ietsie, vir verandering, vir een of ander net nie skepende aksie, waar die persoon nog die lig kan sien. Eerder as vergelding en straf, as wraak, of haat, of woede. Soveel te meer hoop lê daar nie in genade nie. Maar ek verstaan dit is moeilik. En ek dink soms dit is hoekom ons hele Christelike groet, wat ek vanoggend weer gebruik het, vir my so mooi aan te gaan, genade en vrede. Elkeen van nie. Genade en vrede. Want ek dink, die een kan nie regtig bestaan sonder die ander nie. Genade en vrede, want slegs deur hierdie genade, deur 'n aktiewe daad van liefde bewys, waar ons regtig, waar dit in ons hande is, nie noodwendig die straf toeken aan iemand wat hulle verdien het nie, nie die reaksie toeken aan wat hulle miskien verdien nie die hardheid miskien wat hulle verdien nie optree. Is daar 'n kans om 'n konfliksituasie, 'n moeilike situasie, 'n seer situasie, rustiger en meer vredevol te maak. Is daar 'n kans om vrede te kan bring in 'n hart waar onstuimigheid was. Want uiteindelik sê niemand dat genade is om net toe te laat om vloeilak te wees of seer te maak, mense seer maak nie, maar het sê, en ek lees uit die aanhaling net so, wat sê, slegs deur die hand wat swaai te stop en nie terug te swaai nie, kan daar vrede wees, nie deur harder terug te swaai nie. Want vrees is ook nie vrede nie. So ek glo baie sterker genade is uiteindelik wat vredemakers ook nodig het. Genade van onsself, genade van mekaar. En daarom sê ek vredemakers, soos wat ons lees in Matteus 5, vredemakers, nie net ontvangers nie net toeskouers nie. Die omnemende vredemakers, wat bekend sal staan as die geseëndes van God. En hulle sal kinders van God genoem word. Sê Matteus 5 vir ons. So gemeente mag ons geken word deur ons genade in die tyd wat kom. Mag ons geken wees as 'n gemeenskap waar ons kan genade aan mekaar bewys. Mag ons eers met genade reageer voor straf, voor vergelding. En mag die genade van God oorvloedig vir ons wees, wanneer ons juis in hierdie wêreld swak voel en magteloos voel en eintlik kragteloos voel om iets te kan keer, wanneer ons sien wat daar buite aangaan. Want sy genade moet juis tot volle werking wanneer ons swak is. En dit sal nooit ophou nie. So ek sluit af deur te sê, geseënde, genadige kind van God vandag, mag sy genade en daardeur ook sy vrede deur ons vloei, dat die lewende water op by elkeen mag uitkom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons God, soms is dit so moeilik vir ons, as ons sien wat in alles, weet wat alles in die wêreld aangaan. Die seer dinge wat mense aan mekaar doen, in ons eie lewens, mense wat ons seer maak, ons wat soms mense seer maak, dinge wat soms net teen mekaar en lelik is, Here. Sukkel ons soms om U mooi te sien, en nog te meer om U mooi te bring. Here, ek wil reg bid vanoggend vir ons as gemeente, dat ons regtig U genade in ons harte sal beleef. Dit is nie net so praat oor nie, maar dat dit regtig iets is wat in ons harte ook sal leef van U af, Here. Maar dit is 'n wonderlike geskenk wat vir ons elke dag dankie sê. En ons dit ook kan uitdeel vir mekaar. Maar Here, help ons, ook daar waar het moeilik is, ook daar waar ons so menslik reageer, wanneer ons kwaad voel oor goed. En wanneer ons geregverdigde woede is, Here, wys ons die pad wat ons moet stap, Here. Gee ons die nodige wysheid, gee ons die nodige sagmoedigheid. Here, bo alles, gee ons die vrede, dat ons saam met U die pad kan stap.
en dat ons in U genade kan leef en kan leef. Dankie daarvoor, Here. Amen.